In die vorige video het ons gekyk na gemeene faktore en in hierdie een gaan ons kyk as daar gemeene faktore is, maar daai faktore is hakkies. Soos in hierdie voorbeeld, jy kan sien dit lyk baie erg. Dit lyk net mal met hakkies en wat gaan nou aan. So kom ons kyk gaan eers na hierdie voorbeeld. Ek weet jy kan hierdie net bymekaar tel. Dis gelyksoortige terme, so 4x plus 3x gaan net 7x wees, maar kom ons sê net, ek sou dit faktoriseer, wat sou ek gedoen het? Ek sou gesê het, wat is gemeenskaplik in al twee hakkies? In al twee terme, en dit sal wees x. En dan sou ek sê, wel, as ek die x uitgehaal het, wat bly oor? 4 plus 3. En ek sou dit sou nou, obviously is dit nou nie, kom ons sê hoe ons dit gewoonlik sou doen, ons sou dit by mekaar tel, want hier sou jy 4 plus 3 kry, en dan jy 7x ensovoorts. Maar net om te verduidelik waar alles vandaan kom, het ek nou maar hierdie voorbeeld gebruik. So in hierdie geval doen ek presies dieselfde. Ek het twee terme, en in hierdie geval het ek 4 maal iets, en 3 maal dieselfde iets. Hierso het ek 4 maal iets, en 3 maal dieselfde iets. Weereens sou ek hierdie net by mekaar kon optel, maar as 'n faktorisering voorbeeld net om te verduidelik, jy weet, teoreties wat ons sou doen, is ons sê, wel, wat is gemeenskaplik hier? Wel, daai hele hakie en daai hele hakie is dieselfde. So net soos wat hierdie hele x en daai hele x dieselfde is, en ek het dit net daar gaan skryf, gaan ek daai hele hakie net hier skryf, x plus 1. En dan dit wat oorbly, is nou net 4 plus 3. Ja, hierdie sal nou nie so bly as 'n antwoord nie, want 4 plus 3 kan ons optel as 7, en dit gaan net weer 7 maal hierdie hele hakkie. So, ek kon dit van die begin af gedoen het, maar dis maar net om te verduidelik, waar kom die goed vandaan. So, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld wat nou nie so eenvoudig is nie. Iets wat jy, obviously in 'n toets of so sou kry. Ons kyk gou hier, kom ons sê, wat sê, 2x en x plus 1, en kom ons sê minus 3y en x plus 1. So in hierdie voorbeeld kan jy sien, ons het nou twee terme, en ons het gemeenskaplike hakkies. So, kom ons omkring, hierdie hele deel, en daai hele deel, is dieselfde. So, ek gaan maar net hier skryf, wel daai hele deel en daai hele deel gaan ek net uithaal, x plus 1, dis die hele deel wat ek uithaal, en dan wat oorbly is hierdie gedeelte, 2x, so net soos wat ek gewoonlik 'n hakie maak, en skryf wat bly in die eerste term oor, en dan daai deel, minus 3y, dit bly in die tweede hakie oor. Ok, kom ons kyk gou na nog 'n voorbeeld. Kom ons kyk na iets soos 4x, en ek skryf x minus y, en kom ons sê minus 6, en x minus y. Ok, gaan net daai boonste deel wegvat. Of nee, ons los dit daar, dis fyn. Kom ons gebruik bietjie kleure in hierdie ene. So hier het ek weer twee terme, ek moet net daai een klaarmaak, there we go. Ek het twee terme, en ek sien ek het gemeenskaplike hakies. So hierdie hele hakie en daai hele hakie is dieselfde. So ek gaan net daai hele hakie neerskryf, x minus y. En dan dit wat oorbly is hierdie gedeelte, 4x, so ek skryf 4x, en daai gedeelte, minus 6. Goed, ek dink nog 2 of 3 voorbeelde. Kom ons doen gou, ja, ons doen, kom ons sê 3x, en ons het 4y plus x, en minus 2y, en kom ons doen x plus 4y. Ok, kan jy daar sien, kom ons skuif net 'n bietjie af, daar sy. So in hierdie geval het ek weer twee terme, ek het hakkies, hulle lyk baie dieselfde, 4y plus x, en daai een is x plus 4y. So as jy daarna kyk, gaan jy sê, dis nie presies dieselfde nie. Maar, omdat dit plus is daar regtig 'n verskil tussen een, kom ons sê hierdie 4y het, as ons dit uitwerk, was die antwoord 1, en kom ons sê x was 2. In hierdie geval dan sou ons sê 1 plus 2. En in hierdie geval sou ons dalk gehad het 1 plus 2. So, ok, sorry, 2 plus 1. Dis net omgedeel. 2 plus 1. So hierdie 3x word gemaal met die som van hierdie twee getalle, en hierdie minus 2y word gemaal met die som van dieselfde twee getalle. So hierdie hakie en daai hakie is eintlik presies dieselfde. So ek kan daai hele hakie uithaal. Dit is 4y plus x, dis daai deel. Dit maak nie saak of ek skryf 4y plus x of x plus 4y nie.
want 1 plus 2 en 2 plus 1 is dieselfde. Maar die punt is ek het die hele hakkie uitgehaal en dan gaan ek net dit wat oorbly hier neerskryf. En in hierdie geval is dit 3x en in daai geval is dit minus 2y. En dis hy. Laaste ding wat ons net altyd check is dat daar nie enigiets gemeenskaplik binne in hierdie hakkies is nie. So ja, dis hy vir les 1. En die volgende een gaan ons bietjie kyk na, jy weet, as hierdie tekens moet verander. As die hakkies baie dieselfde lyk, maar nie noodwendig presies dieselfde is nie.